Manne. Dink julle kan my nou duidelik hoor. Hoorie, baie dankie vir die voorreg om hier te wees. Andrew, dankie dat jy die risiko neem om my weer te nooi. En ek wil regtig iets deel in my hart. Van dit gaan bietjie, ek hoop dit gaan regtig 'n praktiese les wees vanoggend. Eenvoudig, maar dis van die goedes is wat ons eintlik die manne leer in die werksplek ook om toe te pas. Maar ek dink die tyd wat ons op hierdie stadium leef en waar ons is daar geweldige uitdagings. Hoef dit nie ons, dis nie nuwe nuus nie, ons weet daar's baie uitdagings. En ek dink wat die Here al laas jaar op my hart begin lê het, is dat daar 'n groei, 'n volwassenheid moet kom by kinders van die Here. Ek strand het ons nie gemene manne ding gehad wat ons nou begin het. En 'n kursus oor man wees. Gisteraan vertel, my oudste seun Rian, toe hy klein was, het hy nie gekruip nie. Hy het op sy boude gesit en dan met sy hakke homself getrek, want hy so geseil op sy boude. En hier in daai boetie kom beweeg, hoor. Die ouens kon nie byhou, die laities wat kruip het ver agter gebly. So hy het die hele wêreld so geseil op sy stert. En hy was baie cute, baie oulik, lag lekker daaroor. Maar as hy op 20 nog rondgeseil het so op sy boude, dan sou ek en Amanda moes dokter toe gegaan het, of hy moes dokter toe gegaan het. Maar daar sou ergens, of almal moes by 'n dokter uitgekom het, want dan was daar regtig ernstig fout. Want op 20 behoort hy nou al 'n paar dinge te geleer het. Hy het geleer om te staan, hy het geleer om te loop, hy het geleer om te hardloop, hy het geleer om te val en hy het geleer om op te staan. En die hartseer is, sit met kinders van die Here en dan sien die Here en dan sien jy, hulle sit nog op die boude en dan kruip nog met die hakke. En om deur te breek en om nie net te oorleef nie, om regtig in volheid te leef in hierdie tyd, moet daar by my en jou 'n geestelike volwassenheid kom. Ons moet opgroei. In ons westerse kultuur dink hulle dat altyd as jy inligting het, het jy kennis. Maar in die oosterse en die Bybelse tyd, in hulle kultuur, kennis het bestaan uit kennis was toegepaste inligting. So die feit dat jy net inligting gehad het nie beteken jy het kennis nie. Jy moes daai kennis, daai inligting toepas, dan het jy kennis. Die vraag vanoggend is, maar jy weet hoeveel Bybelversies jy kan quoteer nie, hoeveel goed jy kan presies sê soos dit staan in die Bybel nie. Die vraag vanoggend is, het ek en jy dit geïmplementeer? Het ons dit geïntegreer in ons geloofslewe, in ons geloofswandel. In 1 Petrus 1 vers 15. As ek soms 'n bietjie skeel kyk, hulle gaan nou maandag kry, my oë service, so hierdie ene wil nie so lekker kyk nie. So as ek skeel kyk, is niks fout met jou nie. Die fout lê hierdie kant. Petrus sê daar sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ek en jy in ons hele lewenswandel heilig sal wees. In Romeine 8 vers 29 in die Amplified, so in die middels die gedeelte van daai skrifgedeelte. Dan kom praat hy daar en dan sê hy, he also destined from the beginning, foreordaining them to be molded into the image of his son and share inwardly his likeness. En dis die werk van die Heilige Gees. Hy's besig om my en jou, he's molding us into the image of his son, that we would share inwardly his likeness. En dat daai inward likeness, dit wat binne is, 'n uiterlike manifestasie sal word in my en jou lewe. Nou Paulus skryf interessante goed paar dinge en hy praat van 3 soorte mense. As jy gaan kyk na 1 Korintiërs 2 vanaf vers 14. So hy 3 soorte mense wat hy van praat. En ek gaan nie in detail van die goeters gaan nie.
Maar die eerste is in 1 Korintiërs 2:14 praat hy van die psychikos mens, die natuurlike mens. Nou die psychikos mens, daai natuurlike mens, dis die mens wat nog nie by die Here uitgekom het, wat nog nie die Here ontmoet het. Hy ken nog nie die Here nie. Dan tweedens praat hy van die sarkikos mens. Nou ek die Grieks reg uitspreek nie, ek het lank terug Griekse klasse gehad. Maar hy praat, die sarkikos mens, dis die vleeslike mens wat hy van praat daar. Nou die vleeslike mens, dis daai ouens wat, hulle het reeds by die Here uitgekom, wedergebore, hulle dien die Here, maar hy wandel nog vleeslik. En dan die derde groep mense wat hy van praat, is die pneumatikos mens. En die pneumatikos mens is die geestelike mens. Hy is geesvervuld, daar het 'n vernuwing in sy denke gekom, en hy word deur die Heilige Gees gelei. 1 Korintiërs 3 vers 1, hoor mooi wat skryf Paulus. Hy sê, en ek broeders, kom met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Nuwe vertaling sê, mense wat hulle deur die Gees van God lei. Hy sê, maar ek moet met julle praat soos met vleeslike mense, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Nou hoe weet jy of jy nog vleeslik wandel? Wat julle vra, hy antwoord. Hy sê, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Die vertaling sê, omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie. Nou hoor 'n bietjie wat sê die Amplified, hy brei net so 'n bietjie uit. Hy sê, however, brethren, I could not talk to you as to spiritual men, but as to non-spiritual men, men of the flesh in whom the carnal nature predominates, as to mere infants in the new life in Christ, unable to talk yet. I fed you with milk, not solid food, for you were not yet strong enough to be ready for it. But even yet, you are not strong enough to be ready for it. For you are still unspiritual, having the nature of the flesh, under the control of ordinary impulses. For as long as there are envying and jealousy and wrangling and factions among you, are you not unspiritual and of the flesh, behaving yourself after a human standard and like mere unchanged men? Dit is 'n redelike mondvol. En dit is 'n redelike uitdaging, en die vraag vanoggend is, jy moet self daai vraag antwoord. Waar staan jy vanoggend? Waar staan ek vanoggend? Hoe lyk my en jou se optrede? Maar die vleeslike mens, hierdie ou wat kind van die Here is, wat nog 'n carnal nature het, wat deur die vlees gelei word. Vleeslike mens leef vanuit sy sintuie, leef vanuit wat hulle dink en wat hulle voel los van Christus. Nie wat jy leef 'n minderwaardige leefwyse. Jy leef onder die standaard wat eintlik die Here vir jou het. Dis 'n inferior lifestyle wat jy besig is om te leef. Jy beroof jou van dit wat die Here vir jou beplan het. Ek vat myself vir reël wat ek nou gesê het. Hy het goed gedoen in sport. Here droom regtig. Hy het 'n talent gekry met sompsport. Provinsiale klere gekry vir cricket en allerlei goeters. Maar as hy nie gegroei het nie, as hy nie in 'n volwassenheid ingestap het nie, het hy nie daai goeters kon beleef nie. As hy nog gekruip het, as hy net, hy het geleer staan en hy het net geleer loop, maar hy het nie verder ontwikkel nie, het hy 'n substandaard lewe geleef. Hy het nie ingestap in die volheid van dit wat die Here aan hom gedeponeer het nie.
Is ek en jy nie baie keer besig om daai inferior lifestyle te leef nie? Juis omdat ek nie besig is om, kan ek maar sê, groot te word? Of om te sê, wait a minute, it's time to grow up. Jy sien die hartseer is elke keer wat ek daai minderwaardige denkwyses wat ek mee sit, 'n naam gee. Nou daai minderwaardige denkwyses is baie keer is 'n false humility wat ons handhaaf. Godsdienstig, religiously, dan lyk daai valse nederigheid, dit lyk so mooi, so deegsaam, so pragtig. Maar mense, dit beroof jou, want jy sien as jy daai ding 'n naam gee, dan gee jy dit verblyfsreg in jou lewe, en nie net verblyfsreg nie, jy skep daai ding, jy gee dit 'n geleentheid om wortel te skiet, en daai ding groei in jou lewe, en weet wat, dit vorm deel van jou persoonlikheid en wie jy is. Let's say what you accommodate in the beginning becomes the norm in the end. En ons baie keer, ag broer, weet wat ons is maar net nog mens. Ons het allerhande mooi naampies wat ons hier goed gee, maar ons wandel, dit het 'n minderwaardigheidsdenkwyse by jou geplaas, en jy beroof jouself van dit wat jy moet instap in. Geestelike volwassenheid en emosionele volwassenheid, hulle loop saam. En ek dink baie keer in die korporatiewe wêreld, is hulle eind voor ons. Want in die wêreld praat hulle baie van die EQ, emosionele intelligensie. Baie firmas, jy kan al die kwalifikasies, jy kan al die kennis en al die papiere hê, maar as jy nie daai emosionele, as jy nie EQ het nie, dan gaan jy nie pos kry nie, veral in leierskapsposisies. En hulle implementeer, hulle investeer geweldig baie. Ek weet van die opleiding wat ons doen by die myne en goeters, geweldig baie van dit. Is alles rondom hierdie emosionele intelligensie en die groei wat daar moet plaasvind. Ek en jy moet begin investeer in daai groei ook. Daar's 'n geestelike en emosionele volwassenheid wat ek en jy moet instap. En daai geestelike volwassenheid, mense, begin by wie jy is in Christus. Jy moet jou identiteit in die Here vasmaak. En ons hoor dit baie, ons praat baie daaroor. Maar het ek en jy dit vasgemaak? Glo ek, weet ek regtig wie ek is in hom? En wie hy is wat in my is. En ons Hemelse Vader bepaal ons identiteit. Hy sê vir jou wie jy is. Sien, hy bepaal jou identiteit en jou waarde. Nie jou belewennisse of wat ander mense se opinie is nie. Sien, in die wêreld word jou identiteit bepaal deur hoe jy perform het. Maar in die koninkryk van God, jou identiteit bepaal hoe jy gaan perform. On earth, you are named according to how you have performed. In the kingdom of heaven, you performed out of who heaven says you are. On earth, you are named according to how you have performed. Kyk maar altyd. Alles wat jy gedoen het, hoe jy perform het, dis hoe die wêreld jou sien. As jy goed perform het, jy 'n mooi storie. As jy toch gaan gejaag het en jy het nie goed gedoen en jy het misluk, dan label hulle jou. En ons leef volgens daai label.
So on earth you are named according to how you have performed. In the kingdom of heaven, you perform out of who heaven says you are. Gaan lees maar by jou Gideon se verhaal. Dis maar die minste uit die stam van Manasse. Maar die Here sê vir hom, dapper held. Die Here sê vir hom, dis wie jy is. Dis jou identiteit. And he performed out of who God said he is. So jy sien, daai geestelike volwassenheid, daai deel van jou lewe, begin by wie die Here sê jy is. Wie is jy vanoggend? Kolossense 1:13, hy sê, hy wat ons verlos het in die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Mense het jou oorgebring uit die mag van duisternis in die koninkryk van sy seun van sy liefde. Hy het jou oorgeplaas. Daai ou adres, dit bestaan nie meer vir hom nie. En ek en jy moet in daai koninkrykslewe wat hy vir my en jou het, dat ons in dit moet stap en die volheid daarvan moet instap. En nou kom ons by praktyk toe te gaan. Sien mense, ek en jy is geskep om die stem van die Here te kan hoor. Party ons kyk my so, reg. Hy is. En jy het gesê, my skape ken my stem. Maar ons leef, ons het hierdie minderwaardige denkproses, denkpatroon wat ons het. Nou, maar ek hoor nie die stem van die Here. Die Here praat nie met my nie. Nee. Jakobus 1:19, Jakobus skryf, hy sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Sorry. Ok. Ek het hom nie ingesit daar nie, sorry. Hy sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Ek het nog nie iemand raak geloop wat homself in die moeilikheid ingeluister het nie. Maar ek het baie myself diep in die twak ingepraat. My probleem is, my vrou sê dit baie vir my bek is vinniger as my brein. Ek het al gesê, ek waardeer dit so, Amanda, sy sit nooit voor in 'n kerk as ek bedien nie. Sy sit altyd agter. Because sy gooi my mooi met sign language. Sy ken my al so goed, as ek 'n storie begin, ek het hom nog net so begin, ek dink sy sien aan my gesigsuitdrukking. As ek die storie begin, wys sy vir my. Want sy weet, ek gaan myself nou in die moeilikheid inpraat. Jy moet vinnig wees om te hoor. Jy het 2 ore gekry en 1 mond. Dalk moet jy 2 keer soveel luister as wat jy praat. Stephen Covey, leierskap guru, sê altyd, do you listen with the intent to understand or you listening with the intent to answer back? En die meeste van ons luister nie met die intensie om te verstaan en te hoor nie. Ons luister met die intensie om terug te antwoord. So as ou Jan met my praat, terwyl Jan praat, dan dink ek, wat is die volgende ding wat ek vir Jan gaan vra? Wat is die volgende ding wat ek vir hom gaan sê? Maar die vrouens het my 'n lang lys gestuur van hierdie wat ek moet vir hulle sê. Jy moet leer om te luister. Ag, Here, hoor ek dit so baie by my vrou. Haar favorite saying met my is, pas net jou training wat jy vir die ouens daar by die myn gee toe in jou eie huis. Jy hoor nie wat ek sê nie. Okay, los daai nou. Hy sê, wil weer sê, jy moet gou wees om te hoor. Wees gou om sy stem te hoor. Wees gou om te hoor wat Vader vir jou wil sê.
Jy is gewoon te luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Wat is dit wat hy jou in wil lei nou? Stadig om te praat. Stadig om jou radkas te strip. Nou, dis groot woorde. Hoe doen ek dit? Ek wil vanoggend net so 'n bietjie prakties by dit stil staan. Vers 21 sê, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. The Amplified say, but be doers of the word, obey the message, are not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. Baie keer, daai eerste gedagte wat by jou opkom, baie keer die Heilige Gees wat gepraat het. Maar dan reason jy jouself, jy redeneer jouself uit dit wat die Heilige Gees vir jou gesê het. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarbey bly, hy sal nooit omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wil jy gelukkig wees in wat jy doen? Doen wat hy sê. Dis nie rocket science nie. Hy sê as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Maar mag ek kwaad word as 'n kind van die Here? Hy sê moenie toornig word, maar mag ek kwaad word as kind van die Here? Ja, is onheilig man. Ons dink so. Paulus kom. Hy sê word toornig en moenie sondig nie. Word kwaad, maar moenie beheer verloor nie. Word kwaad, maar moenie die merk mis nie. Waar die son nie ondergaan oor julle toring nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Die vertaling sê, as julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie die dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. Nou ek wil net te diep in daai goeters gaan nie. Ek wil wanneer ek kwaad word, wanneer kom ek op die punt? Wat gebeur fisiologies in my brein? Wat is die goeters wat plaasvind? Nou, ek is nou nie 'n neuroloog, psigiater, sielkundige, stroop, whatever al die goeters nie. Maar ek wil ietsie met julle deel. Ons deel van die goeters doen ons met die ouens in die opleiding. By my ma. So tyd terug toe luister ek na Dr. Caroline Leaf. Sy praat baie oor die brein, hoe die brein werk en die goeters wat werk. En weer toe ek hierdie stukkie van haar luister, kort stukkie. Toe klik daar iets en ek besef net, en ek bid, en ek wil vanoggend vir jou net 'n praktiese ding gee, maar ek wil hê jy moet verstaan wat gebeur in jou denkprosesse. En wanneer die Here praat van, hy sê, jy moet selfbeheersing toepas. Hoe gaan ek dit reg kry? Ek weet julle ouens sukkel nie maar daarmee nie. Maar ek werk met die gemeentelede, so ek sukkel my vrek daarmee. Maar hoe gaan ek en jy daai selfbeheersing, hoe kry ek dit? Want jy sien, gewoonlik wanneer jy jou radkas strip, dan is jy gewoonlik op die plek van selfbeheersing, is daar niks moontlik nie. En as jy jou radkas strip, jy gooi mielies, papie, jy gaan groot, en ons boere, ons gaan groot. Kyk maar op die pad as dit by road rage kom. Ja, ek sien die boere is verskriklik doofstom deesdae. Want hulle het almal net, ek sien hulle het oorgegaan na sign language toe. Nou, hoe doen ek dit? Hoe, as Paulus sê, neem elke gedagte gevange, hoe gaan ek en jy dit prakties regkry? Nou, ons het nie tyd om in detail in te gaan nie, maar ek gaan so opsommingkie gee. Binne 10 sekondes
kan jy jou hele senuweestelsel se reaksie verander. Binne 10 sekondes. Sê net 10 sekondes. Kom ons verkort dit nog dat jy kan mooi onthou. Sê net vir jouself 10. Jy sê hom weer, met oortuiging. 10. Nou, hier is wat die meeste mense nie besef nie. Tussen jou ervaring en jou reaksie is 'n spasie. So kort venster oomblik. En in daardie kort spasie, binne daai 10 sekondes, lê jou krag. Dis waar jou deurbraak lê. So ek sê, dis Caroline lief, so goeders. Ja, vrede ken, dis 'n skerp tannie. Ek vind die ouens saam met my in die wat saam in die gemeente is, werk onder hom. Dan as hy sê nie, hulle het saam geswat. Sy was net baie meer in die klas as wat hy was. Nou dit wat sy seer gee, en sy sê, so wanneer iets jou trigger, 'n opmerking, 'n WhatsApp boodskap, 'n gedagte, 'n taxi, dan wil jou beperkte, bewuste denke onmiddellik reageer. En dit veroorsaak wat hulle noem 'n berekeningsreaksie. Die Engels praat van computational response in the brain. En wanneer dit gebeur, die amygdala in jou brein, dis deel van jou limbiese stelsel wat jou emosies en alles goeders beheer. So ek sê ons nie tyd om in die bietjie meer detail te gaan. Maar wanneer dit gebeur, daai computational response, dan fire dit die amygdala. En wanneer daai amygdala vuur, wanneer hy inskop, dan stel hy oorstroom jou met stresshormone. En jou hele stelsel is oorstroom met hierdie stresshormone. En wat dan gebeur is, jy reageer en dit vat jou na jou oorlewingsmodus toe. Jy reageer vanuit jou oorlewingsbrein. Veg, vlug, vries. En jy reageer nie vanuit jou logiese of jou wyse brein en denke nie. En mense, hier lê die deurbraak. Daai pause, daai ingryping van 10 sekondes, wanneer ek 10 sekondes, daai venstertydperkie wat ek het, as ek dit benut, dan verbind dit jou weer met jou wyse, onbeperkte en onbewuste deel van jou gedagtes, wat gesonde breingolwe in jou prefrontale korteks aktiveer. Met ander woorde, dit vat jou op 'n plek. Wanneer dit gebeur, skop, rasionele denke begin weer te werk, emosionele regulering, selfbeheersing skop in, en jy kan ingeligte keuses maak. So daai 10 sekonde venster tydperk wat jy het, is die kans wat jy het om selfbeheersing te neem. En ek besef, toe ek hierdie goeders weer, en ek verkou dit, sien is daar, waar die Heilige Gees ingryp, kan instap, en jou kom lei. Binne 10 sekondes kan jy van reaktief na doelbewus, van instiktiewe na berekende optrede skuif. Die Engels praat van a reactive response, from going from reactive to responsive, from robotic to intentional. Sien, Jesus toe hy op aarde gewandel het, hy het nie die heeltyd in reaksie op die duiwel geleef nie. He didn't live in reaction to the devil. He lived in response to his Father.
Jy sien man, as ek en jy die heeltyd leef in reaksie, I'm reenacting that situation. Ek is die heeltyd besig. Dis asof jy's die heeltyd op verdediging. Hoop maak sin wat ek vir jou sê. He lived in response to his father. Ek en jy, dat ons nie gaan die heeltyd reageer en reaktief wees nie, but that I will respond to the Holy Spirit within me. Nou, hoe doen ek dit? Eerste ding, sê weer 10, right, in daai 10, die eerste ding wat jy doen, as jy getrigger word, daai venster tydperkie, haal diep asem. Nou, haal asem saam met my. Ek gaan hom tel, in, 1, 2, 3, hou hom, 1, 2, 3, uit, stadig, 3, 2, 1. Daai diep asemhaal begin al klare reset in jou brein te doen. Terwyl jy net so diep asemhaal, moet jy jouself die volgende vraag vra. Kom hierdie reaksie van die huidige oomblik situasie, of kom hierdie reaksie uit 'n ou patroon, 'n ou gedragspatroon wat ek het, 'n ou denkpatroon wat ek mee sit. Nou wat hulle sê is, die pause skep wat die neurowetenskappe noem, kognitiewe ruimte noem. Die gaping tussen bewustheid, awareness, en reaksie. En is in daai oomblik wat jy anders kan kies. Jy kan kies. En jy sien, nou wanneer jy dit kies, jy onderdruk nie jou emosie nie. Jy laat bloot die bewuste en die onbewuste dele van jou brein wat geskei het en wat uitmekaar uit beweeg het as gevolg van die amygdala se werk en die streshormone. Daai oomblik, dit maak dat my brein weer met mekaar kan praat, die dele van my brein, die verskillende afdelings, en daar's 'n koneksie wat weer plaasvind. En omdat daai koneksie plaasvind, gee jou brein kans om in te haal. So in 10 sekondes kan jy vanuit daai bedreigings, threat mode, beweeg na intuitive thinking mode. Dit is die hele wetenskap of biologie klas volgen. Binne 10 sekondes is waar die Heilige Gees jou reaksie kan lei en jou gedrag bepaal. In plaas daarvan dat die vlees en jou emosies jou lei en jou gedrag bepaal. You can lead your response instead of being led by your reaction. You can lead your response, selfbeheersing, geesgevuld, geesgelei, or you can be led, or your reaction can lead you. My emosies. Ek wil weer sê en ek gaan afsluit, ek gaan vir jou 4 punte gee. Ek bedoel nie, baie van die health and safety goeders, safety 101, kom van hulle, dis redelik gebaseer op hulle goed. Sê weer 10, as jy weer jou ratkas wil strip, as hy taxi voor jou inlei, daai oomblikie, skreeu uit in die kar, 10, dat het jou sal herinner, skreeu 10, stop. Ek bedoel nie trek van die pad af, ek bedoel stop, jou denkprotese. Stop, haal asem, trek diep asem in. Punt 2, dink. Dink net vir 'n oomblik. Sê net, Here, dankie dat U by my is. Kom lei my. Bedink die dinge wat daar bo is. Kolossense 3. Dink vanuit jou plek. Jy sit in hemelse plekke saam met hom. Bedink vanuit daai hemelse plekke. Dink.
Derde ene, 'n plan. Hoe gaan ek reageer? Hoe gaan ek anders optree? Sien, die Heilige Gees kom en hy herinner jou aan. Hy sal jou leer en jou herinner aan alles wat Jesus jou geleer het. So wanneer ek dink, Heilige Gees, hy kom en ek skep vir hom die ruimte dat hy vir my kan herinner aan alles wat ek geleer het. Jy sien, in daai oomblik, in daai 10 sekondes, mense het die goed gebeur so vinnig. Kan die Heilige Gees kom, want jy sien, as jy jou radkas strif, jy gaan uit jou logiese denke en jy gaan in jou limbiese stelsel, jy gaan in jou emosionele brein in. Jy kan nie logies dink nie. En om die stem van die Here te hoor, het jy jou rasionele en jou logiese denke nodig. Want hoe gaan jy verstaan wat hy vir jou sê? Jou emosionele brein het nie logiese denke nie. Ek sê, ek wens meer tyd gehad. Inteendeel, as jy in jou emosionele brein gaan, jy raak emosioneel, in jou limbiese stelsel ingaan, en jy raak emosioneel, dan val jou IQ. Jou IQ kom tot 25 punte val. Standaard, gewone, gemiddelde mense IQ is 100. As jy 'n IQ van 100 het, jy gaan matriek kan skryf, jy kan gaan swat. As jy bo 130 is, dan praat hulle van, jy's bo gemiddeld, jy's genius, geniaal. Hulle het myne nou die dag getoets, toe klap hy so 160, eindsinne was 163. Julle is eintlik veronderstel, ja, ons sien dit. Maar jy kan, nou as jou IQ 100 is, hulle sê as jou IQ 75 is, then you become idiotic. Hulle vergelyk dit aan 'n baboenbrein. En ek sê nie iemand se babiane nie. So as jou IQ 100 is, jy strip jou radkas, jou IQ val met 25 punte. Waar staan jou IQ? 75. Jy's idioties. So ja, hoe wil jy die stem van die Here hoor? As jy in 'n deel van jou brein is, waaraan die logika is nie. Jy skreeu 10. Stop, haal asem. Jy dink. Want as jy begin dink, dan gaan jy terug in jou logiese brein. Here, wat is die plan? Die Here sê, ek sal jou herinner, sagte antwoord keer die grimmigheid af. Hy herinner jou wat sy woord sê. Hy lei jou deur sy gees en dan doen die plan. So stop, dink, beplan, doen. As die taxi voor jou inry, wat gaan jy doen? Stop, dink, beplan, doen. Hoe sê? Nee, Paulus was nie daar toe dit geskryf is. Maar hy was seker 'n blou bal ondersteuner. Nee, okay, cancel daai. Mense, ek wil weer sê, die volgende keer, voordat jy jou radkas strip, sê net vir jouself 10. Hoekom sê ek 10? Dat dit net by jou klik, en jou sal herinner, dat dit die file sal oopmaak. En as jy gesê het 10, stop. Dink, praat met die Here. Sy 10 sekonde venster wat jy gehad het. Sien, as jy daar, is waar jy self weer ingryp. Maar as jy daai venstertjie laat verbygaan, dan strip jy jou moer, skies, ek het nie 'n ander woord vir dit. En as jy jou moer gestrip het, jy weet moes wat, as jy gestrip het op die nat, dan is nie meer van vasdraai nie. Selfbeheersing is, jy gaan vasdraai. As die taxi voor jou inry, 10, stop, dink, plan, doen, wat die Heilige Gees vir jou sê. Ek sluit laaste vers. Ek gaan lees hierdie gedeelte, 2 Petrus 1 vers 3, hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Hy het jou alles gegee wat jy nodig het.
Gebruik wat hy vir jou gee. Die laaste keer. As jy voel die rem stel op, wat gaan jy doen? Skreeu. 10. Stop. Dink. Plan. Doen. Mag die Here my en jou help dat ons in daai volwassenheid sal instap. Paulus sê in Korintiërs 13 van 11, vers 11. Dan sê hy, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind gelos. 10. Vader, dankie. U goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het te lewe en U te dien. En ek bid Here dat U vanoggend U krag in ons sal kom vrystel. Here, help ons om my selfbeheersing toe te pas. Daai oomblikie, daai wat U vir ons gegee het. En Here, ons het nodig baie keer, ons het nodig om kwaad te word, want dis die kwaad wat ons dryf en die energie gee om goedes te verander. Maar Here, dat ons nie die merk sal mis nie. Ek bid vanoggend dat my gedrag, dat my woorde, dat my optrede 'n uiterlike manifestasie sal weerkaats van hom wat binne in my woon. Here, dat ons sal leef en wandel vanuit die bewustheid van die Gees wat in ons is. Heilige Gees, kom lei ons, herinner ons aan alles wat Jesus vir ons gesê het. En ek dank U dat U met ons is. Heilige Gees, dankie dat U ons help. Ek loof U.